Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien en 'n besondere woord van welkom by ons nagmaalstafel vandag. Ons gaan nagmaal vier. Dit is altyd iets besonders om saam met mekaar die Here se maaltyd te vier en om net mekaar te herinner hoekom het die Here dit vir ons ingestel, en daarom wil ek vir julle almal sê baie welkom by hierdie nagmaalstafel. Wil ek vir jou uitnooi soos ons elke Sondag kerk toe kom met 'n bepaalde behoefte, 'n ingesteldheid, 'n begeerte, wil ek jou nou uitnooi om vir 'n oomblik daar waar jy sit, net rustig te raak. Kyk, ons koppe is mos vol goed. Ons is besig en ons is aan die gang en ons dink aan wat ons weer vanmiddag moet gaan doen, of wat ons eet vandag, of wat moet ons môre doen, of hoe lyk die week, lyk miskien besig en deur mekaar. Maar kom ons parkeer daai goed net so vir 'n oomblik. En ek nooi vir jou om rustig te raak, stil te raak, bewus te word. Waar is jy? Jy's hier in die kerk vanmôre, saam met medegelowiges, en ons gaan saam die nagmaal gebruik. So kom ons raak stil voor die Here. Here God, vanmôre wil ons in hierdie oomblik, soos Moses in Exodus nader gestap het na die brandende bos, het U vir hom geantwoord: Moses, staan, stop, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. So wil ons ook vanoggend eintlik ons skoene kom uittrek, want ons is op heilige grond. Here, U is teenwoordig. U wil vir ons opnuut vanmôre kom voed met 'n stukkie brood, 'n bietjie wyn en druiwesap. Opnuut ons kom herinner aan hoekom is ons vandag hier? Wat is die prys wat betaal is op Golgotha? En U het vir ons die nagmaal gegee om ons opnuut te herinner. Mag ons vanmôre opnuut bewus wees hoe groot en hoe wyd en hoe diep U liefde vir ons strek. Mag ons vanmôre hier stil raak en saam as gelowiges voor U verskyn, omdat daar 'n onblusbare begeerte in ons harte is om U stem vanmôre te hoor. Here, mag ons dit hoor, mag ons dit beleef, mag ons dit ervaar. Dit bid ons als in die naam van Jesus, ons Verlosser, en die Here en die Heilige Gees, en God die Vader. Amen. Geliefdes, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde: genade en vrede vir julle. Amen. Vriende, ons gaan saam uit Markus 6 lees, maar voor ons dit oopmaak daar en saam te lees, wil ek graag vir ons stil raak en vir ons bid. En ek wil sommer vir jou uitnooi om jouself ook in te stel en oop te stel van dit wat jy nou van die Here gaan ontvang. En kom ons raak stil voor hom. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre regtig die voorreg het om weer aan 'n nagmaalstafel te kan aansit.
Here, dankie vir hierdie voorreg, dat ons dit met mekaar kan deel. Dankie dat ons weet en kan bely vanmôre dat U teenwoordig is, en dat U vir ons wil kom voed. Here, maar ons het maar baie vrae oor hierdie lewe, ons verstaan nie altyd alles nie. Ons dorp is hierdie afgelope week geruk met tragedie. Ons het baie vrae, waarom, hoekom? Here, maar ons het hierdie week opnuut weer bewus geword van hoe stikkend die wêreld is, hoe gebroken is die wêreld. Daarom kom ons vanmôre en ons kom word stil by U. Want U nooi ons uit. U sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal vir jou rus gee. Here, met alles kom ons vanmôre opnuut na U toe. En kom ons soos Job en ons wil sê, Here, ons wil net U sien. Ons wil net beleef, wat is U besig om te doen? Vul ons opnuut vanmôre met U Heilige Gees, met U woord, wat kragtig is en wat lewendig is. En rig ons gedagtes op dit wat U wil hê ons moet gaan doen. Help ons om U wil te doen en te soek. Seën ons in hierdie oggend saam, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ag vriende, jy kan reg rustig die Bybels oopmaak, daar by Markus 6. Ons gaan so 'n bietjie saam lees daar van hierdie wonderverhaal van Jesus wat op die water geloop het. Nou, ek weet dit klink vir jou soos 'n sci-fi fliek, as mense dit kan sê, hoe kan so iets gebeur? Dit is teen die natuur. Maar dit het werklik gebeur, dit is opgesteken, dit is opgeskryf, en maar Jesus kom wys vir ons iets met hierdie wonderdaad wat hy doen, en daarom gaan ons saam lees daar vanaf vers 45, jy kan gerus dit in die Bybels volg of op die skerm. Net daarna het Jesus sy disippels, nou ek wil net gou voordat ons verder lees, die voorafgaande van hierdie gedeelte is Jesus se wonder met die vermeerdering van die brood. So dit het gebeur, die brood het vermeerder, brood en die visse, het hy 'n klomp mense kos gegee, nou dit klaar gebeur, nou is die volgende, net daarna het Jesus sy disippels aangesê, om die skei te klim en so lank vooruit te gaan, na die oorkant, na Bersaida toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe stuur. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Interessant, né? Jesus het hier 'n wondertaak verrig, 'n wonderwerk verrig met die brood. Nou stuur hy sy disippels vooruit en sê, gaan julle so lank, maar hy gaan teen die berg op om eers te bid. Toe dit aand word, was die skei al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. Hy het gesien, hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en hy wou langs hulle verbygaan. Ekskuus. Toe hulle hom op die see sien loop, luister mooi, het hulle gedink dis 'n spook. Hulle het hard geskree, want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan, want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Net tot sover. Vriende, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën as ons 'n bietjie daaroor met mekaar gaan praat. Nou, soos ek vir julle aan die begin gesê het, dit klink vir jou soos 'n een of ander fliek, met spesiale effekte en al die tipe van goed. Maar Jesus het werklik op die water geloop. Dis 'n wonder. Dis 'n wonderteken wat plaasgevind het, en dit gryp tot vandag toe nog mense se verbeelding aan. Want
verseker vriende, is dit iets wat mens oor en oor kan lees. En ook na die kinderbybel gaan kyk, die illustrasie wat daar is, om dit uit te beeld en vir kinders die visuele daarvoor te gee en te laat verstaan hoe werklik dit gebeur het. Maar wat baie interessant is nou, as jy nou die 4 sinoptiese evangelies langs mekaar gaan sit, dis nou Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan verwys Matteus, Markus en Johannes, en selfs Lukas, na die vermeerdering van die brood. Hierdie klomp mense, 5000 plus, wat daar aangekom het, en op die ou ene is hulle honger, en toe begin hulle rondvra, hoe gaan hulle nou hierdie mense kos gee? Daar's nie 'n groot spyseneringsmaatskappy wat hulle kan kos gaan huur of ietsie. Nee, al wat hulle kry is 5 broodjies en 2 visies. En daardie vermeerdering van daardie kos, sê C.S. Lewis is ingrypend, want onthou, in die natuur vermeerder die koringaar en gee oes. Een koringkorrel gee vir jou 'n graan. Die visse vermeerder in die see. C.S. Lewis sê dit so mooi, Jesus is dit net vooruit gegaan, hy het kan ek die Engels maar gebruik, gefast forward. Hy het net skielik daar in sy hand, het hy dit vermeerder. Dis aangrypend. En almal kry kos, en hulle tel nog mandjies vol na die tyd op. Maar nou vind dit plaas ons lees nou in ons teks, die disippels verstaan nie, hulle verstaan nie wat hier aangaan nie. Wat is hier besig om te gebeur? Wie is hierdie Jesus? As jy nou terug gaan lees in Markus 4, dan vra hulle die vraag nogal, wie is hierdie Jesus? Ja, hulle antwoord, ja, hy is die Messias, hy is die een wat gekom het. Maar die disippels self sukkel om te verstaan, wie is hierdie Jesus? En dan lees ons 'n baie interessante ding, in Markus en in Johannes en in Matteus. Jesus het gaan bid. Lukas verwys nie na die waterloop episode nie. Jesus het gaan bid, want Jesus het geweet dat hy doen niks uit sy eie krag, hy doen alles uit die krag van God. Nou in Matteus lees ons van Petrus wat ook hierdie toneel sien, en dan klim hy mos uit die boot uit, en dan sink hy, dit is weer 'n preek vir 'n ander dag. Maar Markus kom fokus op Jesus. En wat interessant is, dat die oomblik toe hulle sien, hier's nou hierdie persoon wat aan die kom is na hulle toe, skree hulle mos, hulle raak verskriklik bang. Toe kom Jesus en wat doen hy? Hy sê, dit is ek. Hy kom stel hulle gerus, hy kom sê vir hulle, ontspan, dis net ek, dis niemand anders nie. Dis nie 'n spook nie. Dis nie 'n gees nie. Dis die lewende God wat teenwoordig is. En wat nou baie interessant is, daardie ek is uitspraak korreleer met die ek is uitspraak in Eksodus 3 vers 14. Waar Moses vir God in die brandende bos vra, wie is u nou? Wie praat hier met my? Of wie is dit wat ek moet gaan sê vir die volk? Dan sê God vir Moses, ek is. Jahwe Elohim, ek is. So Jesus se teenwoordigheid op die water gaan baie meer as net 'n wonderteken. Dis baie meer as net om te kom wys dat hy die natuur onder sy beheer het. Dit gaan om vir die disippels te bevestig, dit is ek is wat hy praat. Dit is God wat teenwoordig is. Daarom kan ons praat van Gods verskyning. Hierdie episode, hierdie verhaal wat hier plaasvind, afgesien van die broodjies wat vermeerder, hierdie wonderteken op die water, is absolute Gods verskyning. Dis Jesus wat kom wys dat hy deel van God drie eenheid is. Hy is die een.
Dis iemand anderste nie. Dis net hy. Hulle hoef hom te gaan soek nie. Hy's daar, hy's deel van hulle. Hy wys vir hulle, hy's besig om homself aan hulle te openbaar. Hoe sien ons God vandag raak in die alledaagse lewe? Beleef ons dit? Of is daar iets bonatuurlik of onnatuurlik amper met jou gebeur, dan wil jy amper eers gaan Google en uitvind, maar kan dit wees? Julle ken my verhaal. Julle weet deur wat ons die afgelope jaar is. En elke keer, wanneer ek voel ek lê op die grond, ek kan nie verder nie, kom wys die Here maar net weer. Andries, nie jou pad nie, nie jou manier nie. My wil, my pad. Dit is as Jesus teenwoordig is. Dit is Gods verskyning. Maar ons is so besig in hierdie wêreld om net die verkeerde en die negatiewe goed te sien. Sien ons nog God raak? Sien ons raak hoe hy besig is om in mense se lewens in te gryp en verandering te bring? Sien ons dit raak? Of soek ons na logiese verduidelikings? Jesus het hierdie episode met sy disippels gebruik om hulle te laat verstaan dat dit werklik hy is. Jesus kom met hierdie wonderdaad, kom antwoord hy die vraag wat die disippels in Markus 4 vers 35 vra. Wie is hy nou? Is dit die Messias? Ja, hy kom antwoord dit, hy kom sê dit vir hulle, hy kom wys dit vir hulle. So is God ook deur Jesus, deur die Heilige Gees, elke dag besig om in ons lewe die antwoord te gee. Vriende, ek wil vir jou uitnooi, maak jou oë oop. Sien en beleef, sien en ervaar, want hy is daar, hy is besig om aktief te werk. Die Here Jesus, wat op die water loop, is die een wat ook die storm stil gemaak het. Hy het nie die wonderteken gedoen van om op die water te loop, nee, hy het die storm ook stil gemaak, want die oomblik ons lees, die oomblik is hy in die skuit en klim, toe die wind gaan lê. Dis die een wat ook in jou lewe die storms kom stil maak, jou rustig kom maak. As ek en jy in hierdie lewe worstel, en ek weet ons vrae is baie meer as ons antwoorde, en ons soms voel ons kry nie asem nie. Julle ken mos nou my ou sê dingetjie, haal net asem, raak net 'n bietjie rustiger, moenie so opgetens word nie. Maar ek wil vir jou vanmôre uitnooi, saam met die asemhaal, maak net jou oogies en jou ore oop, om te sien en te luister, hoe God besig is, om aan jou antwoorde te gee. Hy gee dit nie dadelik nie. Dit kom nie oornag of sommer dadelik nie. Dit vat baie keer 'n bietjie tyd. Maar jy gaan nie antwoord kry. Jy gaan die godsverskyning raak sien. Ons gaan netto aan die nagmaaltafel aansit. Wanneer jy daai stukkie brood eet,
'n bietjie wyn of druiwesap drink, mag dit jou opnuut herinner aan hoekom die Here Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het. Dis nie sommer net iets wat ons doen in die kerk en in die gemeente nie. Ons kom herinner opnuut vir mekaar, hoekom is ons hier? Hoekom noem ons onsself gelowiges? Ons word baie herinner aan hoe stikkend die wêreld is. Ons kan vanoggend mekaar baie voorbeelde noem van hoe stikkend en die mekaar hierdie wêreld is. Maar as ons as gelowiges nie vir die wêreld gaan wys dat die God wat ons aanbid, wat op die water kan loop en wat aan ons verskyn het en vir ons kom wys het wie hy is, die wêreld soek dit. Dis wat ons moet doen. Dis waarmee ons geroep word, dis waarmee ons gestuur word. As ek en jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen? Dis wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, die klippe gaan dit dan moet uitroep. Ek en jy het 'n opdrag, vriende, om uit te gaan en te gaan wys hoe lyk die Here Jesus in ons lewe. En hy kom sê vir ons, ek is by julle, moenie bang wees nie. Daarmee stuur die Here ons. Amen. Kom ons word stil voor die Here. Here, ons kom sluit hierdie preek af met die woorde van ons geloofsbelijdenis. Here, ons kom bely vanoggend dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Ons glo wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die Maagd Maria. Here, ons bely dat hy gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is en dat hy gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Here, ons bely dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige van Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Here, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ja, Here, met hierdie geloofsbelijdenis kom bely ons as gemeente vanmôre opnuut dat ons glo in die Here Jesus wat aan ons verskyn het. Here, ons kom bely dat U by ons is en dat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan wees en mag wees. Here, kom seën ook nou wanneer ons saam aan die nagmaalstafel gaan sit. Seën dit aan ons liggame, Here. Here, ons bid regtig dat U vir ons sal lei in dit wat ons nou gaan ervaar en beleef. Amen. Vriende, ek wil vir jou uitnooi met die nagmaal om die gebruik daarvan, as jy gemaklik daarmee is om dit te doen. En ons gaan nou tyd gee vir stil word voordat ons dit instel. Maar ek wil hê voordat ons nou gaan begin sing en al die dinge daarvoor doen, dat jy net vir 'n oomblik gou daai ek weet daai plastiek sakkie is mos dis nou baie goed mooi. Dankie Dion en Caroline dat dit vir ons insit, maar kom ons maar haal net die broodjies uit dat ons weet dit is daarom uit.
Daar's hy. Kom ons begin, ons sit so en dan sing ons hierdie lied tot eer van die Here terwyl ons onsself voorberei vir die nagmaal. Vriende, as ons onsself nou voorberei het, wil ek jou uitnooi. Ons het nou klaar die geloofsbelijdenis in die gebed gedoen, en ek het klaar die tafelgebed gedoen, maar ek wil hê jy, daar waar jy nou sit, moet self met die Here praat, en daarom nooi ek jou om stil te raak, voordat ons nou die broodjie eet en die druiwesap of wyn drink, ek dit instel, wil ek jou nooi. Raak vir 'n oomblik rustig en praat met die Here. Dit wat op jou hart is vanmôre. Dit wat jy oor wonder, dit wat jy vra oor het, of net om vir hom dankie te sê, vir sy goedheid en sy guns in jou lewe. So ek gee tyd vir stil word, en daarna sal ek vir ons die tekens instel. Here, kom voed ons nou met hierdie brood en hierdie wyn en druiwesap. Amen. Vriende, ons weet waaroor die nagmaal gaan. Het gaan oor 'n gedagtenismaaltyd, om te herinner, te onthou. Het gaan vir ons ook om 'n toekomsverwagting te gee, om te kyk wat aan die kom is. Dat die Here gesê het, hy kom weer. Hy kom ons almal haal. Ons wat sy kinders is. Maar in hierdie lewe is dit nie altyd maklik nie. Hierdie lewe is vol uitdagings, vol dinge, as ek dit so kan stel. Maar Here, as ons vanoggend, ek wil julle uitnooi, maar as ons dan vanoggend saam met die Here die nagmaal vier, dan kom sê ons,
dit is wat ons glo. Ons glo in die Here Jesus Christus, het vir ons gesterf en opgestaan en dat hy leef. Kom ons neem die brood, daai broodjie wat jy in jou hand hou, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir jou sondes stikkend gebreek is aan 'n kruis op Golgotha. Soos die beker van danksegging neem daai glasie met druiwesap of wyn, neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy lewe, sy bloed gevloei het, en sy lewe uit hom uitgeneem is. Jesus het gesterf, maar ook weer opgestaan. Kom ons onthou dit. Dankie Here dat U ons gevoed het. Dankie dat ons opnuut mekaar in die oë kan kyk en mekaar kan herinner. Hoekom is ons hier? Hoekom glo ons aan U? Hoekom hou ons vas aan U? Dankie vir U liefde in ons lewe. Dankie vir U genade wat groot is. Seën ons in hierdie dag verder, Here. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in die huise in sy vrede, want hy wil vir jou sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, aan julle verskyn en aan julle sy vrede gee. Die Here seën julle. Amen.